Ek wil nou eers sommer praat oor hoekom sal ek nie sommer apply om Amerika toe te gaan as 'n refugee nie. Wel, ek hou nie van Amerika nie. Dit is mooi in die prentjies en in die movies, maar as mens praat met die mense, dan jy kry om die gamheid. En is 'n ander gamheid as die gamheid wat mens hierso het. Ek kan leef met die gamheid wat hy hierso is, omdat hy reël is. Die een is daarso. Mense nou kompeteer met SpongeBob se flashiness. Jy weet, dit is vir my gross dat almal moet, hoe kom mense so sê, daai English mentality toe hard het, dat hulle, hoe kom mense so sê, in 'n naïef sens morally realisties, en dat hulle almal so verskriklik lefties moet wees. In daai sens, ja, seker nie almal is bad nie, maar in general, soos ek sien in die video's ook van daai refugees wat klaar daar is, ek hou nie van die tipe game wat die mense daar speel nie. Ek wil nie 'n bakkie hê wat moet idle nie. Ek wil nie in 'n pub sit en bier drink nie. Ek wil nie vir iemand skoonmaak of werk of sukkel nie. Ek is in 'n geval mos mal en mof gehad en breinskade en mos vol allerlei kak. Ek is die meeste geïnsult online deur Americans, en die ding wat hulle altyd vir my sê is jy het skizofrenie of jy's psychopathic of dis te dens of hoekom maak jy dit nie so of so of so nie. Jy weet, hulle kom met al hierdie cheap shot kak en goed soos this is a Wendy's, sir. En dan dink ek ook net, ag Here, jy weet, as jy wil piep vir stront soos dit, dan wil ek nie met jou of jou hele, jy weet, gemeenskap sukkel nie, want daai allostatic load budget is te laag vir my. Ek het mense nodig met meer depth as wat die, hoe kom jy so sê, middelklas highbrow disavow alles wat politics en religion tipe, jy weet, mense is. Ek wil nie sukkel met mense wat repressed is nie. Jy weet, en in daai sin, die emotional climate daarso en die ego structures wat hulle daarso het, is nie compatible met hoe groot my ego is nie en die tipe experiences wat ek wil hê nie. Nou, mens kan sê ek kry ook nie goed reg hier locally nie, en dat dit ook 'n extension is van probleme wat nie noodwendig eers te doen het met Amerika of ietsie, maar ek sou sê dat gegeewe dat al die movies wat iets was van daar af kom en dat alles wat op die nuus, jy weet, aangaan, jy weet, daar's soveel entanglements, mense hele lewe is geentangle met foreign English culture, en ek wil nie gedetermine wees deur al daai social goed nie. Ek wil nie 'n social security number hê en liable wees vir allerlei wette wat ek nie verstaan nie. Ek sal baie liewer hier in Suid-Afrika bly in 'n klein dorpie weggesteek van alles en in die grysheid verdwyn as om te moet sukkel met, hoe kom jy so sê, vlok kameras en, jy weet, Palantir AI systems en kak. Ek wil my sê kan sê, en ek het agtergekom dat my sê is natuurlik anders as dit wat mense soos Alex Karp sou wou gehad het in terme van sy verstand van the political as something naively enchanted nog steeds met, kom jy so sê, en hy's nie Heideggerian nie, hy het Heidegger gelees, maar daai is 'n ander, dis is closer aan Bap en Nietzsche en die Hellenic trop as my tipe vibes. My tipe vibes is off the grid relative aan daai sens van hegemony. En in die sin, terwyl ek met Moldbug vibe, in reality is Moldbug nog steeds, hoe kom jy so sê, iemand wat social narratives soos free will en social determination sal support. Die enigste verskil is dat mens kan fok of, mens het die reg om te fok of. Nou ek hou van dit, dis net dan moet ergens wees om na toe te kan fok of, en dit kan iets beteken dat ander mense jou gaan in some sense alleen los. Ja, daar is sekerlik allerlei rural plekke in Amerika wat mens kan op 'n plaas of iets wees, maar soos ek sê, ek wil nie werk nie. En ek het ook al gehoor dat foreigners se biodiversity gaan af in die eerste paar weke van daar wees. So is ook 'n ander chemical climate om aan te moet acclimate, en mens kan ander siektes en goed optel. Maar dis nie vir my related aan sulke tipe net concrete political goed nie. Dis baie meer, hoe kom jy so sê, 'n cultural issue vir my. Soos die een ou het in 'n
grafplaas rondgestap en hy sê van hoe netjies is dit alles en al wat deur my kop gaan is dat as jy nou loop dink aan die Spaanse grafplase wat daar in Mexico en South America generally is, dan is daar soveel color en pizzazz en alhoewel dit deur mekaar is, sou ek sê dat die lewe vloei daardeur. Dit kan 'n plek van die dood wees, maar die lewe vloei daardeur. Alles is grys grassies en middelklas bevolkte niks in Amerika. Ek wil nie sukkel met daai tipe kak nie. Die beste goed wat hulle omtrent het is goed soos kom jy so sê New Orleans en waar daar genoeg foreign influence is om nog 'n rykheid van die siel te hê. Maar daai soos die hele Midwest is so morally Englishly blandly washed dat ek baie goed kan verstaan die mentality wat die Amish daar het as hulle ook praat van the English people. Ek het 'n ding teen Engelse konte en ek sal vir jou sê psychologically in some sense wat dit oor gaan oor, kom jy so sê, ek kom van Oos-Kaap, jy weet ek het in Yugi gebly in die Oos-Kaap vir 'n groot deel van meeste van my childhood en ek was in die Afrikaans klas daar so in die post-apartheid skoolstelsel, so daar was kleurlinge en aangenome, jy weet swart kind wat met wit ouers en jy weet sulke tipe diversity. So dis dit ek nie van diversity en goed ken nie, maar dit is ook anders as mense dit in Afrikaans gedoen het en in daai jare, want mense het nog nie geweet van ek onthou in graad 3 wees, ek het 'n bal, kom jy so sê, daar was 'n verlore bal en ek het hom in my tas gepak, ek het gedink hy gaan myne wees en toe wou ander mense hom hê, maar dit was ook nie hulle sinne nie, hulle wou dit ook maar net terug hê. Wat ook al, nie dat dit hulle sinne was nie, maar in 'n geval, ja, toe, wat ook al gebeur, dit is nou stupid om dit te contextualize en jy gaan my blame, jy kan my blame, ja, ek wou die bal hê, alhoewel dit iemand anders sinne is. Maar in 'n geval, die punt was, ek het toe gepraat van emosies, en ek onthou dat die kinders het nie geweet, die ene is wat my geharas het om my tas te probeer oopkry en sulke tipe goed, het nie geweet van wat emotions is, want ek het toe gesê, jy speel sommer met my emosies met die kak, want hy het my probeer intimideer deur om die tas te vat en hy wou dit na die grond toe gooi, sê gaan jou goed breek, sulke tipe stront. Jy weet, toe weet hulle nie eers van emotions nie, en toe besef ek ook dat basically is almal retarded, en dit is net die waarheid, dat mense vang op baie stadig en hulle is very mimetic, want hulle is nie, hoekom jy so sê, selfseker nie, en die mens is 'n lomp dom ding, as jy hom in some sense nie train nie, want jy weet, mense is in some sense die uitbond dranken, die een wat so braai het die leer, en dan maak hy soos ander maak, en daar's mos 'n geskiedelike voorbeeld ook van koning wat, ek laat nurses of nuns of iets soos dit, kinders groot maak, maar hulle moes nooit met hulle praat nie, en toe die kinders ook nooit geleer hoe om te praat nie, hulle het net aanhou klanke maak, en het nooit verder gekom. So nou net so in daai sin, jy weet, as mense nie, hoe kom jy so sê, at a certain age meer ryker gedagtes het, dan kan dit later aan 'n resentful storie wees om hulle te kry, om te kan, hoe kom jy so sê, die purchasing power van diepe rhetoric appreciate in 'n manier wat nie net kom na looting en burning en stabbing en, jy weet, applying leftism and expecting handouts nie. Daar is nie 'n sense of integrity aan die ander side nie, maar wat het dit nou als met Amerika te doen? Maar ja, nee, psychologically, daai was 'n ervaring wat ek in Yugi gehad het, maar daarna, toe gaan ons soos Londen toe, en toe was ek by Beaconhurst, en daar was Engelse konte for days van 'n ander tipe wat way repressed was, baie meer repressed as wat dit by Yugi was. Want by Yugi met daai kleerlinge, Casey Winlock en Caitlin en ander mense, ons het beklei, maar ons het ook moerse pret gehad, en ons kon oor alles praat, jy weet, selfs lelik, jy weet, vuil goed, en dit was net, ja, jy weet, mense het nie hierdie repressions gehad, wat mens nou sien tussen, jy weet, al hierdie, soos high leftist, helicopter English parents, wat party mense het nie, jy weet, dit is regtig damaging om te sien hoe baie mense emotionally nie intelligence het nie, en
ja, die ding extend dan nou ook vir my na Amerika toe, in die sin dat daar's 'n sekere tipe lack of spirit, lack of depth, lack of ability to be other than socially determined, wat mens net nie vind nie. Daar's 'n rouheid wat jy nie kry daar nie, en al daai high-pitched English, jy weet, Yankee minister en Yankee doodle aangaan, is vir my net, hoe kom jy so sê, dis 'n ego game wat te lig is vir my om te moet wil deelneem. Want soos vanoggend ook luister ek ook in 'n livestream, dit was 'n philosophy livestream ook, so mense so dink die mense weet wat hulle van praat. Maar nee, almal sê correlationism en dan, jy weet, flip-flop hulle op hulle positions. Hulle is so moment to moment met one-upmanship dat daar is nie, jy weet, genoeg memory om eers 'n geheel of conversation te kan hê nie. Dit was Antonio Wolff se Hegelian, jy weet, channel op YouTube ding. Maar ja, jy weet, mense, public discourse is so low resolution dat almal sê vir my, hulle kan nie my goed lees nie, dis dense. My eie ouers sê dit vir my. En dan sê AI dit ook vir my, en dan sê ek vir hulle dat the hegemony of less does not determine the able to mean abilities in the last instance. Jou kleinker kan hom ontleed, dus kan jy vra vir jou kleinker en ook self verder uitvind. En in daai sens dink ek dat mens moenie gelimit wees deur die common level van stupidity, asof hulle die reg gehad het om alles wat beter is te moet trap, soos mense wat tall poppy syndroom het nie. Soos wat die Afrika mense doen as hulle te voor is, dan loop hulle mekaar, hulle bring mekaar agter, hulle level mekaar down, sodat niemand kan dink dat hy kan iets het nie. Jy weet, daar is so 'n tipe prison morality omtrent goed. En jy weet, daai is meer 'n realism story dat ons al hierdie fighting and differences het teenoor die lefte story wat in die skool en die geskiedenis vak geteach is. Jy weet, daar is nie al hierdie humanism nie. Ek het nie regte nie. As iemand my gaan vir 'n poes vat op een dag en klap of seermaak of doodmaak of van steel, dan gaan hy seker met dit wegkom en ek gaan sleg tweede kom. In daai sin, daar is nie 'n staat nie, dis 'n protection racket. Hulle kom slegs te laat, soos die ambulans ook te laat kom. Nee, jy weet, ek hou nie van dat ons moet in 'n centralized bureaucracy sukkel met die likes of fiatism en socialism, asof mens moet social determination fetish suffer nie, asof 'n democracy nodig is en nie los met die fok alleen nie. Jy weet, die protection van libertarians soos private property is vir my baie meer sintelik, as mens kan, jy weet, Rhodes en minarchist protection net vir die basic, jy weet, property rights en vir die paaie en vir die ability to trade, dan hoef daar nie al hierdie ander strings en attachments te wees soos race laws en wat ook al nie. Almal kan mos net hulle eie pryse vra, hulle eie rights of admission tap bo hulle establishment en sê vir jou en nie vir jou nie, omdat dit my plek is en nie om so en so en so in 'n generalized capacity wat hulle kan aankla as racism of wat ook al nie, jy weet. Ja, maar hoekom wil ek nie met Amerika sukkel nie? Ek wil nie met Amerika sukkel nie, want dit wat vir my die moeite werd is, tel fokol vir die majority van mense daar, en ek vind in die basic mens hierso, al is hy hoegam, 'n baie groter diepte van sieltelike bestaan en groei as wat mens daar ervaar in terme van die emotional intelligence is hy naas en by so attached op, jy weet, die canonical violences van goed nie. Dit is 'n baie meer organic and settled manier van emotionally dealing with things. Ek meen, as iemand vir jou sê, jy raak my nie sleg gewoond nie, jy weet, mens weet waar jy staan met daai mense in some sense, en ek sal liewer met dit deel, as wat ek moet hoor van 'n managerial class wat soos die secular Puritan left cathedral mense aangaan met, jy weet, authorities of the law and morality secondary to actual state, jy weet, legislation, mense wat jou 'n bad time gee vir wrong think,
en sulke tipe goed. En soos as ek net praat soos hoe ek in die video praat, hulle haat dit met 'n passie, hulle wil dit censor, hulle wil nie hê mense moet kan ego structure soos dit het en kan sê wat hulle sê en sê dat jy hulle nie kan pathologize nie. Hulle wil die right to pathologize hê en hulle wil dit tie met insurance companies en met fiatism en dit moet state, jy weet, affirmed ook wees. Hulle wil realism hê omtrent hulle means of repressing, hoe kom jy so sê, the authenticity of life independent from them. Ja, en in daai sin is dit ook maar ironic in some sense dat, en wat is ook die ander storie, Trump import voters deur om Afrikaners daar te bring. Die refugee program net vir Afrikaners is albei 'n hoe groot is sy balla storie en 'n storie van pissie leftes af deur om vir hulle te wys dat hy kan ook 'n refugee program wees en moral wees, maar hy gaan dan ook selective wees in presies die manier wat die leftes is. So vir my, ek is nie interested in dit nie, want ek is nie interested in, hoekom jy so sê, playing a role in that society nie. Ek sal liewer vir jou lang kak skryf wat jy kan complain van a distance, as wat jy gaan iemand bel en my laat, hoekom jy so sê, met some kind of a third party organisation van die staat laat intimideer of sleg voel of my lewe probeer affect. Nee, ek gaan hier fokin in die Vrystaat in die gryste van die niks bly, waar die fokol oral groei en niemand van my kan sê wat is wat en wie en hoe nie. Nee, ek wil nie sukkel met die morality wat hulle daar het nie. Dit is my probleem. Ek wil nie die emotions het wat hulle elke dag voel nie. Ek is nie attached aan, jy weet, holistic concerns en allotrash en Pulp Fiction nie. Ek is nie attached aan die sport of die TV shows, al daai tipe goed nie. Ek is baie meer interested in hoe TikTok in some sense vir 'n mens 'n slice of life gee wat unfiltered is, soos mense hulle rouheid voor jou sit soos ek nou doen, jy weet. Ja. Ag maar, jy weet, dis ook nie al so bad nie. Ek geniet die klein dorpie se lewe, die ongeplaatheid van ander mense omtrent my, en dat ek nog kan doen more or less wat ek wil en sê wat ek wil. Dis maar net jammer dat alles afgeskort is in die sin van, as jy jou porn doen saam met jou main account, dan dink mense jy's mos bad as 'n geheel, omdat jy nie die goed kan separate hou nie. Nou ek is so dat ek wil nie decent wees nie, ek wil nie goed separate hou nie, ek wil nie my back hou nie, ek wil vloek, ek wil lelik wees, ek wil kaal wees, ek wil jou kritiseer en ek wil groot woorde gebruik om jou klein te maak en ek gaan nog reg wees in dit ook. En jy gaan probeer moral goed sê, my laat, jy weet, soos 'n poes laat lyk of my probeer laat mal lyk of something like that, en ek gaan net aanhou vir jou sê dat description is descriptive en gegeewe dat jy kwaad is en niks verder beter gesê het nie, bly dit ook nog so. So ja, ons kan dialectiek speel, maar jy gaan nie one-upmanship met my speel nie, want dit is die ding wat ek baie voormal is omtrent die waarheid, is dat as die waarheid waar is en gegeewe dat die verlede nie verander nie, as ek jou vir 'n poes vang, dan het ek jou in daai way in die books forever en ek mint dit soos 'n trofee, my regwees kunde se demonstrations met content wat intelligible is en intelligent is. Ja. En ja, dis self-remuneration. Wat sal mens anders doen as dit? Ek wil ook, dis soos ek sê, ek wil ook nie net complain nie, ek wil ook ander goed doen in die lewe, maar as mens nou nie skryf nie, as mens nie media consume nie, as mens nou nie wank of meditate nie, wat doen mens dan nou? Jy weet, die hele lewe is hierdie spatial going somewhere, hierdie translation of things into other things all the time without stopping, jy weet. Of althans, ja, daar goed bly soms vir 'n lang tyd dieselfde soos 'n klip, maar you know what I mean, alles is going somewhere en daar's hier regtig 'n meaningful sense of net being at rest nie, want as jy dink aan die TV shows, mens kyk hoe ander mense werk en dinge in die lewe doen. Hulle solve problems, maar jy weet, al daai goed kom saam met ander emotions en goed en dit bly ook net altyd in transition. Daar's nie 'n eindiging van die storie in some sense nie. Wat wou ek nou sê, ek het nog 'n tweede deel gehad, maar my memory is gewipe want ek het verby my oxygen bracket gepraat.
Mm, ja, jy weet, ek dink mense besef ook dat die conservatism in Amerika is 'n double-edged sword, want as jy dan nou daar gaan en jy praat ook net in die straat Afrikaans en jy weet jy lyk soos jy lyk, jy is wie jy is, dan vorm mense dan nou ook, hoekom jy so sê, hulle reserve teen jou, jy weet, hulle sê ook dan nou, this is an English country, what are you doing speaking all this crap, type goed, jy weet. Hulle hou jou verskille teen jou, alhoewel jy baie goed meer in ag het in some sense as jy 'n conventional Christelike Afrikaner is. Maar ja, jy weet, daar's baie verskillende tipes mense en jy gaan geneig wees om voor 'n poes te vat deur baie van hulle en net sommige van hulle gaan actually kan, hoe kom jy so sê, vibe met die tipe mentality wat mens daarmee gaan. So in daai sens, jy weet, my rouheid, ek gaan nie my rouheid sacrifice en jy weet dat iemand met 'n English accent my intimideer as 'n police officer of jy weet, is iets soos dit nie. Ek meen, mense hoor ook van dat as jy nie jou papierwerke in orde kry nie, dan sal hulle daai ysmense op jou sit. Nee, ek wil nie 'n foreigner wees elders nie. Ek is nie 'n foreigner nie. Ek kom van Suid-Afrika, ek bly in Suid-Afrika en most likely ek sal hier doodgaan. So ja, dis fyn. Ek dink ook in 'n geval Afrikaans meisies is meer hot. En ook die ander ding met die ouens is, ons het voorvel. Here, die whole of America is soos 'n exposed nerve. Hulle het nie voorvel nie. Hulle sny hom af en dan dink hulle almal sinne moet so wees. Jy weet, hulle is so dom en trots op daai aspek dat ek ook net niks met dit wil te doen het nie, want wat wil ek sukkel met jou skaart stompie? Nee, volk dit. Ek hou van dat ons nog daai tipe integrity in Suid-Afrika het, dat wat mense onder mostly voorvel het. Ja, make America intact again. In 'n geval, ja, in daai sens, die sexual preference is 'n ander ding. Ek wil nie met shallow egotistical bitches sukkel nie en ek wil ook nie met SpongeBob se ego sukkel nie, jy weet. Ek het ander concerns. En dan vra mens nou, wat is die ander concerns gegee dat my lewe nou so leeg is of wat ook al. Sal ek sê, dis en wat gebeur hier, dis in die kultuur, dit wat jy in jouself dra, die manier hoe jy voel. En dat dit net eenvoudiglik vir my, die grass is greener on this side. As ek daar gaan, dan maak ek hulle grass greener en ek moet sukkel met die friction van dit. Ek wil fokol friction hê. Ek wil slegs die good experiences hê wat mens dan ook kan vir jouself create in some sense met die mense wat die moeite werd is. En dit was vir my die meeste in some sense tussen mense wat online Suid-Afrikaans is, Afrikaans is, gay is en online is en kaal is. Hulle is gewoonlik die mees, kom jy so sê, I don't give a fuck en ek hou van jou en nothing's gonna change that type attitude. Ek hou van daai ontological security en reference stability en jy weet, vertroudheid van môre is nog 'n dag. Ek wil nie cancelled wees vir enige iets, jy weet, vir 'n stupid rede of wat ook al nie, jy weet. En mens verstaan ook in some sense dat as jy stupid goed vat en jy gee jouself uit vir 'n toffie, dan moet jy bereid wees om gekou te word. Nou ja, ek is bereid om gekou te word, maar not on terms worse than my own. Jy weet, mens wil die fair ontological trial hê en ek vind dit baie meer tussen die mense van Suid-Afrika as tussen daai Engelse konte. Net so sou ek sê dat soos ek van Amerika dink ek van die konte wat in Kaapstad bly wat so half Afrikaans, half English is, jy weet, daai fucking tikkopnommers wat by boarding schools ook gaan, jy weet, daar's 'n tipe so San Francisco liberals, jy weet dit. It's a certain kind of better than you wat vir my net heeltemal afpis, want die actual goed wat purchasing power het mos nie purchasing power by hulle nie. Daarom, hoekom sal ek met jou sukkel? Ek sal liewers exit vat as om te probeer met jou praat. Dis, ja. Want essentially ook met die politics, as mens nou sê exit over voice, dan beteken jy dat daar gaan nie 'n moral majority wees wat ander mense gaan repress volgens 'n representative standard nie. Daar gaan nie 'n representative standard wees nie. Ons gaan private communities hê en daar gaan trade wees in terms nader aan bater as om te sukkel met die stocks, jy weet, die fluctuations van
die hype van die economy en die goed, jy weet, semantic prices, actual ground level agreements liewers as manipulation from the social without. En dit is die ander ding met capitalism, never mind wat jy dink van, ek glo nie in die Labour theory of value nie, so Eugen Bohm von Bavak, ek is nie 'n Marxist nie, maar ek sal sê dat, eers my gedagtes met train of thought verloor, iets omtrent capitalism en hoe die fetism die waardes van goed in 'n baie lossie manier saamlamp wat ek nie meer wil sukkel nie, omdat ek wil dat goed moet meer waarde het, en dit is ook related aan 'n experience wat ek in ons Londen gehad het, want in Yugi het ons met krale goed begin, of althans ek het sulke jewelry bracelet goedjies gemaak en ek kon hulle by die skool verkoop, die metaal goedjies met pendant tipe dinge aan vir R20. En toe ek dieselfde ding try in ons Londen, toe sê hulle, nee, maar dis mos cheap Chinese kak, ek wil R6 betaal. Toe verstaan ek ook dat, hulle globalism het geen respek vir localist, prices nie. Hulle het nie 'n konsep van mens doen dit soos jy dit doen, en as hulle dit wil koop nie, en hoeveel nie, hulle het hierdie expectation dat jy moet price correlated wees met global standards van value. Nou net so, Amerika is niks as dit nie capitalist is nie. En in daai sin dink ek dat, gegeewe dat my social capital minder is daarso, die type purchasing power wat ek emotionally kan hê, is not worth having, want die type mense wat die Afrikaners daarmee as refugees ook mee associate is mostly local yokels, yappy doodle, nothing in the head shit, soort van ordinary can-do handyman types wat vir jou gaan so kyk as jy sê, moenie correlationism doen nie, wat, hulle hou van fokol verder verby die allostatic load bracket waaraan hulle is, en in daai sens gaan mens niks verder uitkry nie, want die way of one-upmanship is way te, hoekom jy so sê, serious in a skinny man's game. Ja. Okay.